Baie dankie. Nou ja, kerk, ons tema vanmôre is die keuse. Goddelike reinheid of 'n lewe van kompromie. En ongelukkig lê die keuse by u en by my. Ek wil hê, saam met my lees uit Josua 24 vers 15. Amen. Luister mooi wat sê die woord van God vir ons hierso. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien. Hoor hoe begin hierdie teks. As dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Kies wie jy wil dien vandag. Dis jou keuse. Of die gode wat julle vaders oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis sal die Here dien. En nou wil ek graag vir vers 14 ook lees. Hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en in waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte. En dien die Here. Verwyder hierdie gode wat julle vaders gedien het. Josua hierso het die keuse gemaak. En hy sê, as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag wie julle wil dien. En as ons hierdie teks van oordenking vanmôre kan opsom, sê hierdie vers vir ons duidelik dat elke mens van ons wat hier sit, 'n besluit het wie of wat jy wil dien. Josua stel dit baie duidelik. Jy kan nie halfpad leef of tussen twee wêrelde staan. En nou voordat ek aangaan, wil ek nou vanmôre vir u sê, kan ons vanmôre 'n pik en 'n graaf loop? En as die skoen jou pas, trek hom aan, broer. Moenie na die tyd na my toe kom en sê, pastoor, jy het met my gepraat. As die Heilige Gees vir jou sê, ek praat met jou, dan praat ek met jou. En is nie ek wat met jy praat nie, dis die Gees van God wat met jy praat. Jy moet kies. Hy noem verskillende opsies, die gode van die verlede, of die gode van die huidige land waarin hulle bly, om te wys dat daar altyd ander invloede en afleiding sal wees. Nie net in daai tyd wat hulle geleef het, maar in ons tyd vandag. Om te wys dat daar altyd van al die kante af ander invloede en afleiding sal wees. Maar dan maak hy dit persoonlik en kragtig. En hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Met ander woorde, ongeag wat ander mense doen. Broer, suster, ek gee nie om wat my buurman doen. Hy kan sy vrou elke aand peddel doen. Ek het besluit dat ek en my huis sal die Here dien. Dis belangrik. Hy kies doelbewus om getrou aan God te bly en sy gesin in dieselfde rigting te lei. Dit lê 'n baie sterk boodskap vir ons in hierdie teks vandag. Dit gaan oor 'n bewuste, daaglikse keuse om God eerste te stel. Nie omdat ander dit doen nie, maar omdat jy self besluit het om dit te doen. Dit roep jou op tot jou eie standvastigheid en leierskap, en dit veral in jou eie huis. En 'n lewe wat nie deur omstandighede of mense beïnvloed behoort te word nie, maar deur in jou eie geloof vas te staan in hierdie belofte. En ook vanmôre soos Josua te kan sê, ek en my huis, ons sal, en die sal in hoofletters, die Here dien. Josua praat hier van homself en sy huis. Nou wie van ons kan vanmôre vir homself en ons huis praat? Wie van ons kan vanmôre, sonder dat jou hart jou aankla, of sonder 'n skuldige gewete voor God staan en sê, Here, ek en my huis sal die Here dien. En voor u hierdie antwoord gee,
Dink gou 'n bietjie, hoe gaan dit daar in jou huis hierdie week? Terwyl die woord vir ons sê, jy kan nie twee Here nie. Ons is vinnig om te sê, op 'n Sondagoggend, ek en my huis sal die Here dien. Maar dien ons werklik die Here in ons huis? Stel ons God eerste in ons huis? Maar ons sal eerder kyk na buurman en sy vrou, voordat ek na my eie huis kyk. Ek kyk eerder hoe hulle huisgeles het. En dan nog, verander loop en vertel en vloek en skel hulle op mekaar, terwyl ek self 'n lewe van kompromie. Jy dink dalk, die vloek en skel wat jy by die werk doen is beter as buurman op sy vrou skel, want ek skel hom nie op my vrou nie. Ek vloek net as ek kwaad word, so dis okay. Ek het niks vir die kerk, jy lewe in 'n lewe van kompromie. Jy is besig om te compromise. As jy wil compromise met jou man of jou vrou. Daar kan ons dit doen. Want my vrou hou dalk nie van jag nie. Sy hou van opera kyk. En ek hou niks van opera. Maar nou compromise ons. En sy sê, okay, ek sal 'n naweek saam met jou gaan jag, as jy 'n naweek saam met my daar in die teater gaan sit, en kyk hoe skree hy daar. Dan doen ek dit. Ek compromise. Maar ek wil vir jy sê vanmôre, jy compromise nie as dit by God. Never. Ons kan nie lewe met 'n lewe van kompromie, wanneer dit kom by God. Wat is die lewe van kompromie? Kompromie is wanneer 'n mens doelbewus, luister mooi, doelbewus van God se waarheid en sy woord afwyk. Of selfs sal afwyk om by mense en omstandighede en persoonlike begeertes aan te pas. Met ander woorde, dit is wanneer jy weet wat reg is volgens God, maar tog kies jy iets anders, omdat dit makliker is, gewilder is, of minder ongemaklik voel. 'n Kompromie is as jy claim, ek is 'n Christen, maar jou leefstyl wys heeltemal iets anders. Nou raak hulle maar stil in die kerk vanmôre. Ek gaan dit weer vir u sê. Kompromie is as jy claim, ek loop hier rond en vertel vir die wêreld, ek is 'n kind van God. Ek loop heeldag met die Bybel hier onder my arm. My oorlewaan het gesegde gehad. Sê die Bybel oor die arm en die duiwel. Ek sal nie sê wat dit sê verder gesê. Dit is wat ons doen. Ons lewe hierdie lewe van kompromie. Ek wil hier vir almal loop en vertel, kerk, kan ek vir jy sê vanmôre, jy het nie nodig om vir almal te vertel jy's 'n kind van God, as jy werklik 'n kind van God is. Want die ander behoort dit te sien, en hoe jy optree, en wat jy doen. So kom ons kyk bietjie na 'n Bybelse perspektief. Die woord kompromie gewoonlik word negatief in die woord gesien, omdat dit beteken, jy is nie heel hartig vir God nie. Of jou hart is steeds verdeel. En dit terwyl jy weet, en ons almal weet dit vanmôre, dat God stel nie belang in 'n halfhartige mens. God stel nie belang in 'n mens wat 50% gehoorsaamheid betoon. Dis 100%. Volle toewyding. Ons wil vir mense loop en vertel hoe groot kind van die Here ek is, maar my gedrag en my optredes wys totaal en al iets anders. Geen wonder die mense daar buite sê, as daai 'n Christen is, wil ek asseblief nie dit wees. En dit is die probleem waarmee ons sit. Because people hardly read their Bibles, but they will read you and me. En hierdie actions, hierdie gedrag, wat ons mee buitekant rondloop, doen een van twee dinge. Dit either trek iemand nader aan God, of het stoot iemand verder weg van die Here. Want ek was al ook daar gewees. Ek het ook al gesê, as daai 'n Christen is, nee dankie, ek stel nie belang.
Weet jy hoeveel mense kom nie kerk toe nie, as gevolg van kerkmense? Dis hartseer, dat ons as kinders van God, eerder mense sal wegstoot, in plek daarvan, jou roeping uit te lewe, en mense nader te trek aan jou. Want as dit kan gebeur, kerk, sal hierdie banke te min wees. Maar ons doen dit nie. Ons lewe eerder 'n lewe van kompromie. Nou kom ek gee vir jou 'n paar voorbeelde uit die woord. Een in Jakobus 1 vers 8 sê die woord: niemand wat twyfel word beskryf as wat twyfel word beskryf as onbestendig. Met ander woorde, iemand wat tussen twee rigtings beweeg. Iemand wat twyfel is soos 'n mens wat nie kan vas staan op een plek. Hy beweeg heeltyd tussen geloof en ongeloof. Tussen vertroue in God en vertroue in sy eie insigte. So 'n persoon is onbestendig, omdat sy hart nie volkome oorgegee is aan God. Beteken nie net onsekerheid nie, maar ook innerlike verdeeldheid. Vandag vertrou ek op God, môre weer nie. Vandag leef jy vir Christus, môre leef jy vir die wêreld. Vandag sit jy in die kerk en sing lofliedere tot God, en môre vloek jy, skel en sondig jy. Hierdie heen en weer maak dit moeilik om rigting, vrede en standvastigheid in jou lewe te kan. Want God roep ons nie tot 'n lewe van twyfel en verdeeldheid, maar tot 'n vaste, standvastige geloof en 'n hart wat kies elke dag om op God te kan vertrou. Selfs wanneer dinge onseker voel vir jou. Ek wil vir u sê vanmôre kerk, hierdie titel pastoor beteken absoluut niks. Niks. Met 'n titel rond te loop, maar jou lewe kan die Christus weerspieël nie, beteken absoluut niks. Om met 'n Bybel onder die arm rond te loop, maak nie van my 'n kind van God. Om 'n soet en 'n taai aan te trek, maak nie van my 'n Christen nie. Om te loop en te sê I love Jesus, maar my lewe weerspieël dit nie, beteken niks. Niks. Inteendeel dink ek persoonlik, dis 'n klap in die gesig van 'n lewende God. So 'n persoon dra die naam van 'n kind van God, maar sy lewe weerspieël nie God se karakter. Hy praat daar van geloof, maar sy dade wys 'n ander Here wat hy volg. Sy eie begeertes, trots of die wêreld se standaarde. Dis iemand wat met sy lippe God loof en prys, maar sy hart is ver van die Here. Dis iemand wat gesien wil word deur ander, dat hy of sy wel in die kerk behoort, en hulle wil seker maak dat wat hulle voorgee, eerder mense sal behaag in plaas daarvan om te doen wat God werklik maak. En in die boek van Jesaja praat God self met sulke mense. Hierdie volk nader my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my. Jesaja 29 vers 13 sê die Here, en die Here sê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my af hou, sodat hulle vrees vir my aangeleerde mense geword is. Hierdie vers, kerk, wys vir ons dat God nie beïndruk word met uiterlike godsdiens of mooi woorde, as sy hart nie oorgegee is aan hom. Ons weet, ons kan nie vir Christus en die wêreld nie. Dis of Christus of die wêreld. As jy vanmôre hier sit en jou lewe weerspieël nog nie vir Christus nie, maar die wêreld word in jou raak gesien deur jou dade, jou optrede, jou woorde en gedrag, moet asseblief nie vir mense vertel jy's 'n kind van God. Want jy's besig om skade te doen daarbey. En om jou heilig te hou voor mense of voor die pastoor, help jou niks. Ek verwonder my altyd oor hoe skynheilig die mens kan wees. Want laat die pastoor nou net in die geselskap inbeweeg, dan kan almal 'n normale gesprek voer, sonder om een woord te swets. Hoe werk dit?
Dan kry jy daai ou die drank wegsteek as hy hoor die pastoor kom huisbesoek doen. Plek sy vra vir sy vrou, gaan haal uit die Bybel en vuur die stof af. Die pastoor is op pad. Nee, het jy daai drank weggeberg? Nou sien hy dit. Waar is die kwaais? Sit weg die kwaais, hier kom die pastoor. Hoe maak hulle? En vaai hom so, dat die rookie net nie gesien word. Soos op die skool daar. Asof die pastoor heilig is. Waarom is jy besig? Jy is besig om 'n mens voor God te stel. Dis waarmee jy besig is. Want hierdie pastoor, wat nie die of daai mag sien of hoor nie, is nie God nie, hy is 'n mens, net soos jy. Ek wil vir u sê vanmôre kerk, hou op om links en regs te kyk, wanneer jy dinge doen wat jy nie behoort te doen nie. En kyk op, want daarbo is iemand wat alles sien waarmee jy besig is. Amen. Dis nie belangrik wat ek sien of wat ek hoor. Wat belangrik is wat God van jou lewe sien en wat hy hoor wat uit hierdie mond uitgaan. Dit is waarna ons moet fokus. Hy weet presies waarmee jy besig. En presies elke woord wat uit jou mond uitgaan, hoor hy. Jy moenie vir my vertel is onmoontlik om nie te vloek en te skel nie. As ek het kon regkry, kan enig iemand dit regkry, want ek het dit behoorlik gedoen op die tyd. Ek het al met die taal is gespreek. En ek kon dit regkry. Dis dalk hoekom die Here my hier laat staan. Om vir die mens te wys, kyk hierdie seun. Goodness was 'n rowwe diamant geweest. En ek het hom gesluit. Dat dit is wie hy is vandag. En die mense wat my ken, kan getuig vanmôre wat sy varknek ek was. En ek is nie skaam om dit te sê, maar ek dank die Here God vir sy genade, en dat ek vorentoe gekom het en gesê, Here, hier is ek, verander my, vorm my, en maak my net soos wat U wil. Dit is die verskil. Ons moet 'n oorgawe kan maak in die Heilige Gees, om te sê, Here, bring U skerp. Nee, nie wat ek wil hê, U moet dit nie. Knip dit wat U wil hê, moet af en weg van my lewe af. Die pastoor is nie die ou vir wie jy vergifnis moet vra. Ek hoor hierdie week 'n pastoor in Amerika maak die volgende uitlating en hy sê, hy is nie werklik so bekommerd oor die mense, die ateëse wat nie glo. Hy is ook nie werklik so bekommerd oor mense wat ander gode aanbid nie, want hulle gaan hy nie ooit help nie. Voordat hulle nie omkeer kan glo. Maar hy is meer bekommerd oor die mense wat in sy kerk sit. Want is hulle wat elke Sondag die woord ontvang. Dis hulle wat elke Sondag die boodskap hoor. Dis hulle wat elke Sondag hoor wat God van hulle verwag. Dis hulle wat elke Sondag sê, prys die Here, amen. Maar is hulle wat ongehoorsaam bly aan God se woord. Want terwyl ons hier sit, dink ons is reg in die pad. Die boek van Matteus waarsku Jesus ons ook, dat nie almal wat sê Here, Here in sy koninkryk sal gaan. Maar die wat die wil van die Vader, dis die verskil. En dit moet ons doen sonder te kompromis. Matteus 7:21 sê nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil van my Vader doen, wat in die hemel. Nou wil ek vir u vra, wat sou u sê vanmôre, hoe dink u voel God oor ons en die lewe wat ons leef, en die dinge wat ons doen, die woorde wat ons uithou, die gedagtes wat ons in die mond doen. En jy moet onthou, hy is 'n God van waarheid en egtheid.
En ek wil vir julle sê vanmôre in die woord bewys dit aan ons dat die Here voel verseker bedroef oor 'n hart wat verdeeld is. Omdat hy nie net ons woorde wil hê, maar ons hele lewe. Tog bly hy ook genadig en roep elkeen om terug te draai. En nie net uiterlik naby te wees nie, maar werklik van binne verander te word. En daarmee wil ek vir u sê, God soek nie perfekte mense in die kerk, maar opregte mense. Net soos wat u en ek nie perfekte mense soek nie, maar jy soek iemand wat opreg is. Jy kan werk met iemand wat opreg is. Ek kan werk met iemand wat in my gesig vir my sal sê, ek hou nie van jou nie. As wat iemand voor my staan en die grond aanbid waarop jy loop, maar as jy jou rug draai, dan steek hy jou in die rug. Dis presies hoe ons behoort te wees met God, opreg. Jy kan in elk geval nie iets wegsteek vir jou. Niks kan vir God weggesteek word. En ek dink baie daar die Here se hart kom seer, as hy kyk na sy mense, hoe hulle lewe, wat hulle doen, wanneer niemand kyk. En God soek nie op perfekte mense nie. Kerk, daar is nie so iets soos 'n perfekte mens nie. As jy nou hier sit vanmôre en jy sê, man, ek het die perfekte man gekry, en ek kies vir jou. Hy is nie perfek nie. Of as jy sê, die perfekte vrou gekry, sy is nie perfek nie. Daar's een mens wat op hierdie aarde geloof het wat perfek was, en sy naam is Jesus. Maar is nie wat perfek is. Ons almal fout, ons almal het fout. Daar's niemand wat perfek is en God is op soek na een. Want hy weet. Hy is nog die een wat ons geskaap het. Dankie Here, hy bly genadig teenoor ons. Hy bly ons terugroep. Een ware kind van God is nie iemand wat nooit struikel. Amen. Kinders van God gaan nie deur die lewe sonder om te sukkel, sonder om te struikel en partymal te val. Maar iemand wie sy lewe wys dat hy werklik aan God behoort en voortdurend na hom toe draai. Baie mense sal vir jou sê, dit is so moeilik om 'n kind van God te wees. Dit is moeilik om alles reg te doen. Jy gaan nie alles reg kan doen nie. Al wil jy. Baie mense dink, as ek nou my hart vir die Here gee, dan mag ek nie eens meer pool speel. Of ek mag nie meer radio luister. Waar staan dit geskryf? Jy mag alles doen wat jy wil doen, solank dit tot eer van God is. God verwag nie van ons om alles reg te doen, hè? Maar ons kan dan ons verseker 'n bietjie verandering doen in ons lewe. Dis by altyd so mooi. Ek het vanoggend vir Antoinette gesê, ek gaan nou nie name noem nie. Hoe kan jy sien hoe iemand geestelik gemature? Dis vir my so mooi as jy dit kan raak. Hoeveel mense werklik geestelik mature. Dit is verandering. Ons wys verandering wat ons laat die Gees toe om hierdie verandering te doen. Ek het al baie gesê en ek gaan dit nog baie sê, dit is onmoontlik om God met 'n opregte hart te dien wanneer jy nie verander. As jy nie bereid is om te verander nie, vergeet dit. En dan wil ek weet, hoekom is dit so maklik om teenoor 'n mens te commit as wat dit is om teenoor God te commit? Ons kan teenoor mekaar commit. Ons kan reëlings hier onder mekaar maak en ek kan my woord hou by dit wat ek gedoen het. Maar as dit kom by die Here, dan sukkel ons om te commit. En manne, dit begin by jou. Joshua het gesê, ek en my huis sal die Here dien. Ek het nêrens gelees dat sy vrou dit gesê het nie. Joshua het 'n besluit gemaak. Soos wat jy, want die man is die besluit moet maak.
En sê ek en my huis sal die Here dien. Of jy nou daarvan hou of nie, ons sal die Here dien. Jy is die een wat sal sê, of behoort te sê, ons gaan nie na die en daai plek toe. Ek gee nie om wat my vrou sê. Ek is die man. En God het my die aanstelling gegee. Nie my vrou nie. Want as my vrou die aanstelling wil vat, draai jy die orde van God om. En pas op daarvoor, dit is baie gevaarlik. Want jy maak die deur oop vir die vyand. As die min manne met ruggraat. En nou sê ek nie, jy maak 'n vloer van jou vrou en jy is nou die baas en sy is klaar as nie. Nee. Het gaan oor die gesag en autoriteit wat God vir jou gegee het. Op 'n goddelike manier. Nie op 'n ander manier. Die manne is die manne wat moet sê, ek en my huis sal die Here dien. Jy is veronderstel om voor te loop. Jy is veronderstel om die voorbeeld te wees. Dis hoekom God jou aangestel het as hoof van jou huis. Nie om nek te skiet nie, of om te hiet en te gebied nie, maar om jou huis te lei na God. Dit is waarvoor God jou aangestel het. Om seker te maak jou huis is in orde. Jy is die een wat verantwoording gaan doen oor jou huis. Nie dan jou vrou en jou kinders. Jy kan nie dan sê, ek gaan gou vir mama roep, mama? Nee, broer. Mama gaan nie daar wees. Die Here gaan vir jou vra. Vir jou vra. Vir jou vra. Hoekom? Jou vrou, jou kinders, nie die mag gemaak. En wat het jy daaraan gedoen? Want ek, wat God is, het jou 'n aanstelling gegee oor jou huis. Wat het jy daarmee gedoen? Op party huise word die leiding aan die vrou oorgelaat. En dis nie volgens die orde van God nie. Jy compromise. Jou lewe wys 'n halfhartige lewe vir Christus en dit begin by jou huis. Daarom sê ek vir jy vanmôre, begin eers by jou huis. Begin by jou eie huis. Dis belangrik, is om by jou eie huis te begin. In die boek van Openbaring word louheid of half warm wees afgekeer. Dit wys op 'n lewe van kompromie. Openbaring 3 vers 15 en 16 sê, ek ken jou werk. Kyk, hoor wat sê die Here vanmôre. Hoor wat sê die Here vanmôre. As daar nou iets is wat hierdie gemeente nie kan eendag voor God gaan staan en sê, ek het nie geweet nie. Hoor vanmôre wat sê die Here. Hierdie teksvers begin en hy sê, ek ken jou werke. Met ander woorde, God weet van alles wat jy doen. Dat jy nie koud is en ook nie warm is nie, gaan die vers verder. Dan sê hy, was jy tog maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. God sê, dat hy jou werk en jou innerlike toestand ken. Hy sien, of jy werklik toegewyd is, en of jy net oppervlakkig lewe. Hy sien en hy ken die mens se hart. Hy gebruik hierdie voorbeeld van temperatuur in hierdie teks. Koud beteken iemand wat eerlik nie van God hou nie. Iemand wat nie vir hom leef nie. Maar ten minste is hierdie ou duidelik daaroor. Met ander woorde, hy leef nie 'n skynheilige lewe nie. Hy sal vir jou sê, ek stel nie belang in God nie. Warm beteken weer, is iemand wat vol vuur en toewyding vir God sy lewe leef. En sy lewe wys dit op elke moontlike manier, selfs wanneer niemand kyk. Dan kom ons by die louheid, wat bitter gevaarlike middelgrond is, om op te beweeg. Waardien die woord ons baie duidelik was. Iemand wat sê hy glo, iemand wat voorgee, hy is hierdie groot Christen, maar sy lewe wys geen ware passie of oorgawe.
aan God. Wat sê die Here hier vir ons? Hy sê hy verkies selfs eerlike afstand oor valsheid en afhandigheid. Dink bietjie daar. Omdat louheid misleidend is en geen ware verhouding het, wat God weerspieël. Daarom gebruik hy hierdie sterk beeldspraak in sy woord om te wys hoe ernstig hy is oor dit. Hy verwerp 'n lewe wat net uiterlik godsdienstig lyk, maar die innerlik is nie opreg nie. Met ander woorde, God soek nie 'n halfhartige toewyding nie, maar 'n hart wat heeltemal vir hom is. Louheid is 'n bitter gevaarlike plek om te wees. En louheid is niks anders as 'n lewe van kompromie. Die boek van Romeine word ons aangesê om nie aan hierdie wêreld gelyk te word, maar verander word deur God. Romeine 12:2, baie bekende skrif. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. God vra dat ons nie moet aanpas by die wêreldse standaarde, die wêreldse waardes en die wêreldse druk nie. Die wêreld probeer ons wel vorm kerk, maar moet asseblief nie dieselfde word as die wêreld nie. In plaas daarvan moet ons toelaat dat God ons van binne af begin verander deur vernuwing van ons denke en ons harte. Dit beteken ons manier van dink, ons manier van keuses maak, ons manier van perspektief word nuut gemaak deur God se waarheid. Wanneer ons gedagtes begin verander, begin ons duidelik sien en verstaan wat God se wil is. Dit wat goed is, wat reg en volmaak is. So kan ons nie net weet wat reg is nie, maar ook dit uitleef. Want dit is baie belangrik, dit help nie. Jy kan vanmôre vir my van Genesis 1 tot die laaste boek van Openbaring opsê in jou kop. Maar jy leef dit nie uit nie. Dis waarmee ons sukkel. En ons sukkel met hierdie dinge, maar ons roep nie tot God en sê, Here, hier is iets waarmee ek sukkel. My lewe wys nog nie dat ek werklik 'n kind van die Here is. Help my. Help my, Here, dat my lewe wys, dat my lewe kan wys ek is 'n kind van God. Kerk van die Here, moenie toelaat dat die wêreld jou insluk en jou vorm. Laat God jou denke vernuwe, sodat jou lewe sy wil weerspieël. As die ou langs jou net sê wat hy wil en doen wat hy wil, moet jy as kind van God nie gelykvormig word aan hom nie. Jy behoort nie soos hy te wees of soos hy op te tree nie. Jy behoort juis anders te wees en anders op te tree as jy 'n kind van die Here is. Maak vandag die keuse vir 'n lewe van goddelike reinheid, sonder om te kompromie. Want kompromie is om tussen God en die wêreld te probeer staan. En dit terwyl God jou roep om hom alleen te kies. Om hom bo die wêreld te kan kies. En die keuse is joune. Ek kan nie vir u daai keuse maak nie. Jy kan nie vir jou vrou daai keuse maak nie. Jou vrou kan nie vir jou die keuse maak. Die keuse is joune. En hierdie keuse begin hier in jou hart en by jou huis, soos Josua vir ons gewys het. As jy vandag 'n besluit kan maak en sê, ek en my huis sal die Here dien, beteken dit van vandag af, lewe jy net vir Christus, en jy laat gaan alles van hierdie wêreld. Jy laat God toe, om deur sy gees jou hele lewe te verander. Jou denke en jou hart, om net vir hom te kan leef.
kerk en 'n totale oorgawe aan God begin nie by groot openbare dade en woorde. Nee. Begin by die plek waar jy die werklikste lewe. En dis nêrens anders as in jou huis. Dis waar dit moet begin. Dis waar jou ware karakter sigbaar word. Dis daar waar jy sê wat jy sê. Dis daar waar jy jouself is. Kyk maar, as jy nou 'n voorbeeld kan gebruik, as twee jong mense nou besluit, okay nee, ons gaan nou in 'n verhouding in, en dan kyk, dan is dit mos van oor tot oor verlief, en jy is so verlief op daai ou gesiggie, ag, goodness. As jy net na skare wil sien, dan word jy kneelang. Wat raak jy op verlief? Die persoonlikheid, die personality, ag, sy het so glansstellende persoonlikheid. En hy is so gorgeous. Die oulikste wat met my gebeur het. Môre trek julle saam in een huis in. Dan begin die karakter uitkom. Dan begin jy sien hoe hy sy vuil kouse langs die bad los. Want hy is te sleg om dit in die wasgoedmandjie te gooi. Dan sien jy hoe die skottelgoed ophoop. Want sy is nie lus vir skottelgoed was. Dis daar waar die karakter van twee mense werklik is. En dis hierdie karakter wat ek vanmôre voordra. Dis daai karakter daar wat God na kyk. En dis dit waarmee ons kompromis. Want kom ons wees eerlik vanmôre. Die grappie wat jy gisteraand by die braaivleisvuur gesels het oor, gaan jy nie vanmôre vir my hier voorkom vertel. Gaan nie. Nee. Hoekom nie? As jy hom nie hier kan vertel, moet jy hom ook nie daar vertel. Dis die verskil. Dit is ons probleem, ons kompromis. Ek wil met die een voet vir die Here wees, en aan die ander voet moet ek in die wêreld staan. Want ag, op 'n Sondag sal ek op hierdie voetjie staan, maar Maandag staan ek weer op hierdie voetjie. Want wat gaan my vriende tog nou doen? As ek nou ewe skielik ophou sy, of ophou vloek, en hoer en remoer, wat gaan my vriende sê? My beste pel. Dan kry jy daai man of daai vrou wat vir sy vrou sal sê, of sy vir haar man sal sê, jy het my so geleer ken, maar nie probeer om my te verander nie. Maar sies. As jy nie eens vir hom of vir haar wil verander nie, hoe gaan jy vir God verander? Amen. Jy is 'n rebel. Dis wat jy is. Jy is 'n rebel as jy nie wil verander nie. Ware oorgawe beteken dan dat God nie net deel is van jou kerklewe, maar ook van jou daaglikse lewe. God is dan deel van jou hele gesin, jou verhoudings en elke privaat oomblik van jou lewe. Met ander woorde, 'n lewe wat heeltemal aan God behoort. Begin by jou huis. Want dit is daar waar opregtheid getoets word en ware geloof sigbaar word. Ek wonder as ek vanmôre die kindertjies hier moet inroep en vir hulle vra, kom vertel bietjie vir die oom, wat het pappa en mamma gisteraand vir mekaar vertel? Vertel bietjie vir my, wat het pappa gisteraand gedoen? Wat het mamma gisteraand gedoen? Hoe praat pappa en mamma met mekaar by die huis? Ek wonder wat gaan ek hoor. Ek is eintlik te bang om hulle te roep. Want hulle gaan vir jou lang stories vertel. Want uit die mond van die suigeling kom die waarheid. Hulle gaan vir jou lang stories vertel. En ek sê jou net, gaan dit nie doen nie. Maar so. Ewe skielik sal ons minder vloek en skel.
Ewe skielik sal ons begin ordentlik met mekaar praat. Ek wonder as ek vanmôre sal 'n voorstel maak en ek sê ek wil 'n stel kameras in elkeen van my gemeenteleerders aansit. Wat gaan ek doen? Hoeveel notifications sal daar wees? Maar as daai kamera op is, dan gaan ons ewe skielik nie meer vloek voor die kamera. Ewe skielik gaan ons begin ordentlik praat met mekaar. Want iemand kyk vir ons. Kerk, ek het nuus vir jou. Iemand kyk reeds vir jou. Sonder dat daar 'n kamera opgesit is in jou huis, kyk iemand reeds na elke een van die dae. Selfs in die kamer waar jy die deur agter jou toe trek, daar waar jy dink jy's alleen en niemand kyk nie. Selfs daar kyk iemand. Daardie iemand is die een wat sy lewe vir jou gegee het, sodat jy kan leef. En die een vir wie ons nie behoort te leef te stel, is die een wat al hierdie dinge sê. Die Bybel wys vir ons op verskeie plekke dat God teleurgesteld is in die mens, of bedroef is, oor die mens en die keuses wat ons maak, en die dinge wat ons doen. Veral wanneer mense hom verwerp, ongehoorsaam is en hulle harte verhard. Mense wat in kompromie lewe. Kom ek wys dit vir die uit vanmôre, 'n paar duidelike voorbeelde daarvan. En in hierdie teksverse kan 'n mens duidelik sien hoe dit God raak as die mens hom teleurstel. En die heel eerste keer wat God hierdie teleurstelling ervaar het, is reg in die begin. In die boek van Genesis, reeds. Genesis 6 vers 5 en 6. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Altyd deur net sleg was. En het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in God se hart, sê die Woord. Verstaan ons wat sê hierdie teks? God, die skepper van elke een van ons, het berou in sy hart dat hy ons gemaak het. Wie van u het al berou gehad dat jy jou kinders gemaak het? Maar, dink net hoe verskriklik teleurgesteld God moes gewees het, om hierdie woorde te kan hê. Dink hoeveel smart in God se hart moet wees, vandag nog, oor die dinge wat ons doen. God was bedroef oor hoe verdorwe die mensdom geword het voor die vloed. Dit was so ernstig sonde en 'n halfhartige lewe om werklik affekteer en hoe God daaroor voel. Psalm 95 vers 10 en 11 sê, 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart. Hulle ken nie my weer, sodat ek in my toorn gesweer, waarlik, en sal in my rus nie ingaan. God was teleurgesteld in Israel se voortdurende ongeloof en opstand in die woestyn. Al het hy hulle uit Egipte bevry, en net so is God teleurgesteld in u en in my vandag. Na alles wat hy vir u en my gedoen het, na alles wat jy in hierdie lewe bekom of behaal het, lewe jy steeds 'n lewe van kompromie. Steeds staan jy met die een been vir Christus en die ander been vir die wêreld. Jesaja 1 vers 1 tot 3 sê, die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, in die dae van Osia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda. Hoor o hemele en luister o aarde wat die Here spreek.
Ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. 'n Os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar. Maar Israel het geen kennis nie. My volk verstaan. God gebruik hier 'n ouer kind voorbeeld om sy teleurstelling aan ons te bewys. Of te openbaar. Hy het vir sy volk gesorg, maar het hom verwerp. Soos wat hy vir u en my elke dag sorg, maar steeds verwerp ons die Here. En dis presies wat hierdie generasie besig is om te doen. Want jy wandel in die weë, jy wandel nie in die weë van Christus nie. Dit beteken niks anders as om God te verwerp nie. Dit beteken niks anders as om te rebelleer teen God. Dit beteken niks anders as om te sê ek staan op teen God en sy woord en ek stel hom te lief. Lukas 13:34 sê Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is, stenig. Hoe dikwels wou ek jou kinders met mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke en hulle wou nie. Weet jy, ons is vinnig om te praat oor die owerpriesters en die fariseërs. Van hoe hulle opgestaan het en bly opgestaan het soos Jesus Christus, maar ek wil vir u sê, vandag se generasie sal weer vir Christus aan die kruis loop. Amen. Vandag se generasie is nie beter as daai generasie. Vandag se mense leef dieselfde as hierdie fariseërs. Ons hou vas aan allerlei wette. Ons hou vas aan Christus die Messias. Dit is hartseer om te dink dat van daai tyd af, van die eerste geslag af wat gemaak is, die eerste generasie, tot vandag toe nog, hier sê die woord, hoe dikwels wou die Here nie julle kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens nie. Maar julle wil nie. Jesus wys hier vir ons God se hart. Hy wil mense red en beskerm, maar hy het God geweier. Ek wil vir u sê, God se hart het nie verander. Steeds vandag wil hy sy volk bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens bymekaar. Maar steeds vandag word God geweier. Word God nie toegelaat in my lewe nie. Of ek laat net so 'n stukkie van God toe in my lewe. Hebreërs 3:10 sê, daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie weer ken. God was bedroef oor 'n volk wat hom nie werklik wou dien, wat hom nie wou vertrou nie. 'n volk wat in kompromie geleef het. 'n volk wat teen sy woord gegaan het. 'n volk wat eerder gekies het om gelykvormig in die wêreld te word, as om God te behaag. En God se teleurstelling is nie soos 'n menslike emosionele swakheid in die kerk. Sy teleurstelling kom hy steeds om te bewys sy liefde, sy geregtigheid en sy hartseer oor die verwerping van die mense. Hy handel nie onverskillig nie, maar hy begeer 'n verhouding met elke een van ons. En dit bedroef die Here wanneer sy volk hom verwerp, of ontrou is aan hom, of ongehoorsaam is aan God. God is nie ver en afwesig van die mense lewe. God is altyd teenwoordig. Hy is altyd betrokke en is altyd getrou. Van die begin af het God hierdie begeerte om in 'n verhouding met die mens te wees. Daardie verhouding is nie net vir 'n tydperk nie, maar vir altyd. Selfs wanneer mense van hom vergeet het en aanbeweeg of wegbeweeg van God af,
bly hy steeds teenwoordig. En hy bly klop. So hy sal terugdraai, terugkom na hom toe. Sy teenwoordigheid is nie beperk tot sekere plekke of tye. Maar strek oor elke seisoen van die lewe, selfs in jou vreugde, selfs in jou pyn, selfs in jou sukses, en ook in jou teleurstellings, sal hy altyd daar wees vir jou. Die Bybel wys vir ons dat God se verbond en liefde volhoubaar is, en dat hy nooit sy kinders sal los nie. God is konstant getrou. Hy was daar in jou verlede, hy is met jou in jou hede, en hy sal ook altyd deel wees van jou toekoms. Al wat ek moet doen is ek moet hom toelaat om daar te wees. Die lewe plaas ons voor 'n keuse tussen twee lewenswyses. 'n lewe van goddelike reinheid of 'n lewe van kompromie. Reinheid beteken om jou hart en dade heeltemal aan God toe te wy, om volgens sy waarheid te leef, selfs wanneer dit moeilik is of teen die stroom ingaan. Dit is 'n lewe van integriteit, gehoorsaamheid en opregtheid vir God. Ek het gister die voorbeeld gebruik. Daar's 'n verskil tussen opsetlike, doelbewuste sonde en sonde. As iemand ewe skielik hier van agteraf, maar dit weet jy wat, dit laat my nou dink aan jare terug. Ek was so jong laaitjie gewees. Ek sal nooit vergeet nie. En ons is besig daar met die graassnyer. Die graassnyer wil nie staan. En ek karring hier by die plak, en ek dink amper op Willem is die een wat die sneller getrek het. En daai krag kom deur daai plak, en het sout vir my. My ma staan hier in die agterdeur. En ek spring op, en ek gebruik 'n kragboor. My ma sê, nee. Sy sê, ek is jammer maar, sy sê, weet jy wat, ek is nie eintlik bekommerd oor die woord wat jy gebruik. Ek is meer besorgd oor hoe maklik hy uitgekom het. Ne? Hoe maklik het hy uitgeglip. En daarna het ek nog my pa gaan vra, as ek petrol drink, papa, gaan ek ook staan. Hy het vir jare die storie vir my vertel en gelag oor dit, en ek het gesê, hier is die bal, die gaan vrek. Moenie petrol drink nie, want jy gaan nie staan nie. Ons lewe in 'n lewe van kompromie. Ons moet voorgee. Ons kan voor mekaar voorgee. Ek kan vanmôre hier staan en vir u vertel hoe heilig is ek. Ek kan myself heilig hou. Maar wat ek daar een kan doen, is met saam. En dis waar God sien, wat se tipe lewe ek het. En as daar iets is, wat hier binne is, wat nie daar hoor. Moenie nog 'n dag wag. Moenie nog 'n week wag of sê, ek wil nog eers die, of nog eers. Dis soos 'n ou wat sê, ek gaan ophou rook as hierdie pakkie sigaret klaar is. Jy bluf jouself, man. We gaan ophou drink as hierdie brandewyn klaar is. As jy werklik wil ophou, dan los jy dit net dan. Net dan. Dis wat jy moet doen. Maar ons doen dit nie. Ek het vir 'n voorman gewerk, ek gaan nou nie sy naam noem nie. Miskien kyk jy na die video daar eendag. Hy het sy seentjie, amper sê ek nou sy seentjie se naam, dis nie, was so klein gewees. Nou elke Vrydag was dit 'n geboorte. Stop hy, oor kan die pad, dan loop hulle nou hier op die sypaadjie, na die borrelstoel toe. Dan gaan koop hy nou vir 'n kas bier, en dan gaan hulle nou terug, en dan gaan hulle huis toe. Nou hierdie seentjie weet al, elke Vrydag, gaan papa borrelstoel toe. En hy vertel vir my die storie, maar ek het vir my 'n papie gelag. Hy sê, hy loop nog met die klein mannetjie so op die paving, soos wat hulle elke Vrydag maak, 'n paar borrelstoel toe. En toe hy so opkyk, toe kom sy dominee van vooraf geloop. En hy sê toe vir my, en hy besluit, nou gaan ek verbyloop. Hy sê, weet jy wat doen hierdie kind? Toe ek by die borrelstoel se deur kom,
toe begin hy my te trek. Hy sê, papa, maar ons moet hier in. Hy sê, kom man. Hy sê, papa, nee, maar ons moet hier in. So toe hy nou verbyloop, omdat die dominee daar aangestaan. Maar jy stap aan en terwyl die Here saam met jou kyk, waarmee jy besig is. Jy kompromis. Kompromis aan die ander kant is wanneer 'n mens God se standaarde verswak om by die wêreld aan te pas. Ons kan nie dit doen. Kerk, jy kan nie hierdie woord vat en hom verdraai sodat dit by jou lewe sou pas. Dis nie hoe dit werk. Ek kan nie hier staan vanmôre en u ore streel en vir u vertel jy is regtig op pad hemel toe. En as jy jou oë oopmaak aan die ander kant sê jy nee, ja. Want die Here gaan my verantwoordelik maak. Dis hoekom in hierdie kerk nie gepreek word dat mense hoor nie. Dit is partymal nie lekker om dit te hoor nie, maar ek wil vir sê is nodig. Dis nodig. Dit lyk makliker op hierdie oomblik om te compromise. Maar ek wil vir sê dit bring innerlike verdeeldheid en geestelike afwyking. Die Bybel wys dat God nie 'n verdeelde hart soek nie, maar hy soek jou alles, 'n volkome hart wat hom kan volg en nie tussen twee rigtings wankel nie. Elke dag vra God vir 'n keuse. Lewe van heiligheid en toewyding sonder 'n lewe van kompromie. Ware vrede, krag lê daarin om voluit vir God te kies. Elke dag voluit God te kies, gaan nie oor perfeksie, maar oor opregtheid. Aanhoudende oorgawe aan God, aanhoudende keuses om die regte ding te bly doen. As 'n baie eenvoudige Bybelse riglyn rondom hierdie. En hy sê begin jou dag met elke dag met God. Begin elke dag jou dag met God. Gee jou heel eerste gedagtes aan God in die morgen. Bid opreg en eerlik en vra vir God om jou deur die dag te lei. Soek sy leiding voordat jy alles anders in beweeg. Psalm 5 vers 4 sê dit so mooi. In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Hierdie teks herinner ons dat God elke nuwe dag saam met jou begin. Hy wil elke oggend jou stem hoor. Begin jou dag en kies gehoorsaamheid in die klein dinge. Om God te kies is nie net groot besluit nie. Dis ook in jou daaglikse keuses. Begin deur God te kies in hoe jy praat. Hoe jy praat, het ek heel bo in die lys gesit. Dis waar jy moet begin, 'n keuse maak vir God. Hoe jy reageer, hoe jy ander mense behandel, en wat jy toelaat in jou gedagtes. Getrouheid in die kleiner dinge bou 'n sterk geestelike lewe. As jy net hierdie 4 aspekte kan vat, kerk, en met dit begin werk, gaan jy sien hoeveel nader beweeg jy op God. Vul jou denke met God se waarheid en laat God se woord jou denke vorm. Nie die wêreld se stemme nie. Die boek van Romeine leer ons dat 'n vernuwe verstand jou help om God se wil uit te kan leef en om nie gelyk te word in die wêreld. Kies om vinnig terug te draai wanneer jy gestruikel het. En onthou dat 'n volle oorgawe beteken nie jy maak nooit foute nie. Dit beteken jy draai altyd terug na God. Dit is die verskil. En jy vra vir die Here, vergewe my Here vir dit wat ek nou goed het. Erkenning vorm 'n groot deel van jou genesing. As jy nie kan erken dat jy verkeerd was nie, sal jy nie 'n regstelling kan maak in dit waarom jy verkeerd nie. Amen. Dis mos iets waarmee die vrouens vreeslik sukkel. Want hulle is nooit verkeerd.
Hulle is altyd reg. En hulle sê ook nie sommer jammer nie, want hulle is nooit verkeerd. Erkenning is 'n baie goeie genesing. Kom ons los dit nou daar. Ons sal ander dag bietjie oor die huwelik preek, dan sal ons bietjie meer tone praat. Leef met bewuste afhanklikheid in Christus. Kerk, jy kan nie vir my sê net wat jy wil vanmôre en my daarna vertel ek se kind van God. Kom ek sê vir vanmôre, ons kan nie sonder die Here. Ons het die Here nodig elke oomblik van die dag. Nie net op 'n Sondagoggend. Nie net gou in die oggend, in 'n weekoggend wanneer ek gou lees en bid, of in die aande voordat ek gaan slaap wanneer ek bid. Ek het die Here elke dag, elke oomblik. Jy kan nie bekostig om vir 'n oomblik weg te daar van die Here. Daarom is dit belangrik. As jy vir 'n oomblik teruggeval het in sonde, maak dadelik reg met God. Ek wil vir jy sê, jy moet mooi onthou, kerk. Ons stryd is nie tussen vlees en bloed nie, of teen vlees en bloed. Oomblik as jy jou rug draai op God, is daar magte daarbo vir jou dop. En as jy onder hierdie sambreel van genade van God uitbeweeg, is jy 'n open taak. Die vyand sal met jou mors. Hy sal met jou mors. Daarom is dit baie belangrik. Bly by God. Want ons het hom nodig. Die Here wil dit nie net hoor nie, maar hy wil dit sien ook. Erken elke dag, en ook sommer deur die dag, Here, ek het U nodig. Om te erken, ek het die Here nodig, beteken dat ek voortdurend bewus leef van my afhanklikheid van God. Dit is 'n hartsgesindheid wat sê, ek kan dit nie op my eie doen. Ek het U leiding, U wysheid, U krag en U genade nodig, elke oomblik van my dag. Dis nie net 'n eenmalige gebed nie, maar 'n lewenswyse van nederigheid en vertroue teenoor God. In elke besluit, uitdaging of gesprek, draai jou hart terug na God en erken dat Hy die bron is van jou lewe en die krag. Waarom oorgawe is om daagliks te leef met die bewustheid dat jy God nodig het in alles. Nie net in die groot oomblikke van jou lewe nie, maar in elke klein deeltjie van jou dag. Dit hou jou hart sag en oop vir sy leiding. Elke dag vir God te kies beteken jy gee hom nie net 'n deeltjie van jou lewe nie, maar die stuur van jou hele lewe. Die besluite van jou lewe. Elke gedagte, elke stap wat ek neem, gee ek aan God. Dit beteken ek compromise nie as dit by die Here kom nie. Ek gee hom my eerste van elke dag, my hele dag en ook die laaste van die dag. Ons doen 'n bietjie moeite vir die Here. Dit het nie baie moeite vir ons gedoen nie. Om jouself aan God toe te wy beteken om hom eerste en sentraal in jou lewe te plaas. Dit is 'n bewuste besluit om jou lewe, jou planne en jou wil in sy hande te kan gee en hom ten volle te kan vertrou in elke aspek daarvan. Gehoorsaamheid beteken dan dat jy nie net hoor wat God sê nie, maar ook doen. So dit wat ons vanmôre gehoor het, moet ons omsit in dade. Dit wat ons hoor vanmôre moet ons gaan uitleef daar buite, wanneer niemand kyk. Selfs wanneer dit moeilik is of teen jou eie gevoelens staan. Om 'n lewe te leef wat God behaag beteken om daagliks te kies vir reinheid, waarheid, liefde, integriteit en sodat jou lewe 'n weerspieëling van God se karakter kan word. God weet reeds alles van jou lewe af. Alles oor jou gedagtes, alles oor jou stryd, alles oor jou vrese en alles oor jou swakhede. Maar hy nooi jou steeds om dit vir homself te kom sê. Wanneer jy eerlik erken waarmee jy sukkel en 'n volkome hart van nederigheid voor hom staan, gaan die Here jou help. Dis in daardie eerlike oomblikke van gebed dat jy nie voorgee, maar jouself soos jy is voor hom bring. Jy vra hom om jou te help om die dinge wat jou terughou in die lewe vir jou oor te gee aan God, om jou hart sterker te kan maak, om hom volkome te kan voel. Ek sê weer vir u vanmôre, God soek nie perfekte mense.
Want u weet en ek weet, ons kan nie perfek wees. Hy is op soek na 'n eerlike en regte hart. Dis waar ons. As ons sê ons leef vir God, maar steeds ons ou manier van lewe aanhou meer, daar is 'n teenstrydigheid tussen ons woorde en ons dade, dis al wat dit is. 'n Lewe wat aan God behoort, kan nie dieselfde bly as die ou leefstyl wat sonder hom was nie. Dis onmoontlik. Om vir God te leef, beteken dat daar 'n ware verandering van my hart en my gedrag moet wees. Met ander woorde, 'n nuwe rigting waar sondige gewoontes, verkeerde invloede en selfgesentreerde keuses nie meer leiding vat van my lewe nie. God roep ons om weg te draai van die ou lewe af en in die nuwe lewe in gehoorsaamheid, reinheid en toewyding in te staan. Ek kan sê jy behoort aan God in dieselfde tyd lewe soos wat jy vroeër gelewe het. Ware toewyding aan God bring 'n sigbare verandering in hoe jy lewe. Hierdie is baie belangrik want mense kyk na jou. Hulle kyk hoe jy lewe, wat jy sê en wat jy doen. Hoe jy dit doen en hoe jy reageer in sekere situasies. As kinders van God is ons geroep om goddelike waardes uit te leef. Integriteit en 'n goddelike reinheid uit te lewe in elke situasie, ongeag wat gebeur of hoe ons voel. Beteken om reaksies, woorde en keuses moenie bepaal word deur omstandighede of emosies nie, maar deur God se waarheid en sy karakter. Wanneer dinge begin moeilik gaan of onregverdig of onverwags gebeur, bly ons steeds gefokus op God. En ons eer hom met ons optredes. En van selfbeheersing, wysheid en 'n hart wat vas staan in geloof, eerder as om impulsief of wêrelds te reageer. 'n Lewe wat aan God behoort, wys hom in elke situasie, nie net wanneer dit maklik gaan, maar veral wanneer dit moeilik is. 'n Lewe van goddelike reinheid sonder kompromie is 'n lewe wat heeltemal aan God behoort, waar jou gedagtes, jou keuses en jou dade gevorm word deur sy waarheid en nie deur die wêreld se standaarde. Dit is om elke dag doelbewus te kan kies om heilig, opreg en gehoorsaam teenoor God te leef, selfs wanneer dit nie maklik is. Dit beteken om nie jou oortuigings te verswak om ander te behaag nie, maar om standvastig te bly in God en die regte ding te bly doen. Goddelike reinheid vir 'n hart wat volkome oorgegee is. Nie net in woorde nie, maar 'n lewe wat hom ondersteun in elke situasie. Terwyl die musiek vir ons saggies speel, wil ek hê elkeen van u wat vanmôre net daar sit, terwyl niemand rondkyk nie, almal se oë gesluit is, wil ek vanmôre 'n uitnodiging maak. Vandag is 'n nuwe geleentheid, kerk. Om jou hart opnuut aan die Here te gee. Ek moenie hier sit vanmôre en vir my sê, maar ek het my hart vir die Here gegee 20 of 25 jaar. Dit is 'n daaglikse omkeer. Dit is 'n daaglikse keuse wat ek moet maak om voluit vir die Here te lewe. Ek wil vir u bemoedig vanmôre. Ek wil vir u vra, wat gaan alles wat jy teruggaan? En kies weer om God volkome te volg sonder om te kompromie. God roep jou nie vanmôre terug en sê ek soek na perfeksie. Hy roep jou vanmôre om met 'n opregte hart en 'n totale oorgawe. Hy roep jou vanmôre en vra of jy bereid is om hom eerste te stel in alles. Kies vandag weer vir 'n rein en toegewyde lewe. 'n Lewe sonder kompromie. 'n Lewe vol van God se teenwoordigheid. 'n Lewe vol van God se leiding. Ek gaan vanmôre heel eers my hand opsteek. En sê, Here, ek wil vanmôre weer opnuut 'n keuse maak. En as daar mense is wat saam met my is, wat vanmôre weer opnuut hulle harte vir die Here wil gee,
en 'n keuse maak, dat ek van vandag af, Here, geen kompromis sal aangaan met die wêreld, maar my lewe ten volle vir God sal leef. Here, U sien elke hand vanmôre. U sien elke hart vanmôre. Kerk, daar waar jy is vanmôre, moenie na die vyand toe teruggaan. As die Heilige Gees vanmôre in jou hart praat, gee dit vir God. Gee vanmôre dit wat jou pla, dit wat jou terughou. Dit wat besig is om hierdie muur te bou voor God, gee dit terug. Wat gaan dit? Vader, ek bid vanmôre vir elke hart wat gegaan. Elke hart wat vanmôre oopgemaak het teenoor God. Wil ek vanmôre opnuut vra, Here, kom vanmôre en maak ons vol. Kom vanmôre en woon in ons harte, Here. Kom vanmôre en maak ons nuut. Nie net ons harte, maar ook ons denke. Sodat ons vanmôre opnuut voor God sal kan staan en sê, Here, ek wil vandag 'n totale oorgawe aan God maak. Ek wil nie meer die ou ek wees nie. Ek wil nie meer gesien word as iemand wat op 'n Sondag hier sit en die woord hoor, maar ek gaan lewe dit nie uit nie. Ek wil 'n lewe lei wat God werklik behaag. Ek wil U nie teleurstel nie, Here. Ek wil nie hê U hart moet in smart wees teenoor my nie. Ek wil U gelukkig maak. Ek wil U bly maak, ek wil U trots maak op my lewe wat ek lewe. Terwyl niemand kyk nie, wil ek steeds sê, U moet vir my kan sê, mooi so, goeie en getrouwe diensknegt. Here, ons weet vanmôre dat ons kan nie hierdie verandering maak sonder Jesus. Ons kan nie vanmôre enigstens enige verandering toon of wys of enige transformasie hê sonder die werking van die Heilige Gees. Daarom bid ek, Here, dat elke hart vanmôre sal oop wees vir die verandering van die Gees. Dat ons hierdie boodskap wat ons vanmôre gehoor het, werklik waar sal gaan uitleef. En ons weet, Here, dit gaan nie maklik wees nie, want ons is gewoonte sondaars. Ons is gewoond daaraan om te sondig. Maar ek bid in die naam van die Here Jesus Christus, dat elke keer wanneer ons in hierdie gewoonte instap, dat die Heilige Gees ons sal vermaan, ons sal aankla, sodat ons daarin sal erken, Here, vergewe my, help my om 'n beter mens te wees. Bid dit oor die gehoor, want ek weet ons almal sukkel. Elkeen van ons, Here, met ons eie kruis wat ons dra. Ek weet vanmôre, Here, dat U wil vanmôre, soos die woord sê, die arms oopvou en die kinders weer bymekaar maak. Ek bid vanmôre dat U arms sal oopmaak, Here, in hierdie gemeente en hierdie kinders van U bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens bymekaar maak. Dat daar niemand is wat vanmôre sal sê, nee, Here, ek is nog nie reg nie. Nee, Here, ek wil nog eers hierdie of daardie doen nie. Dat elkeen van ons vanmôre oorgee aan God. In beweeg onder die genade sambreel van die lewende God. Dankie, Here, dat U vanmôre harte aanraak. Dankie dat U vanmôre mense verander, Here. Dankie vir hierdie woord. Dankie vir hierdie diens vanmôre, Vader. Ek bid dat die Gees van God die naprediker sal bly en ons elke dag sal herinner dat die lewe wat ek leef met God behaag. Help ons dat ons nie meer gelykvormig aan hierdie wêreld sal wees nie. Help ons, Here, dat ons nie meer sal lou wees nie. Help ons, Here, dat ons sal warm word vir God. Dat ons lewe dit wys
Jesus naam. Dankie, Here. Dankie dat daar mense is wat bereid is om te verander. Daar mense is, Here, wat vanmôre verstaan hoe belangrik dit is. Ons eer U, ons loof U en ons prys U vanmôre met ons lippe, maar ook met ons dade, met ons lewe wil ons U prys. Met ons lewe wil ons U eer vanmôre. Dankie dat ons dit kan doen. Ek sien elke een wat vanmôre is in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek dank U vir U woord, Vader. Mag U naam vereer en verheerlik word deur elkeen van ons lewens. Dis my gebed in die wonderlike naam van